gravitasiekolk, en ek noem hom 'n weghol gravitasiekolk want hy's regtig blitsvinnig, as 'n baie groot deurbraak. Wat behels hierdie gravitasiekolk? Ja, dit is 'n geweldige, interessante ontdekking wat nou die eerste observasie is in 2023 gemaak deur die James Webb ruimteteleskoop, wat interessant genoeg eers deur die Hubble ruimteteleskoop waargeneem is hierdie proses. Dit is wat vir hulle die leidraad gegee het, en toe het hulle nou gaan inzoom met die James Webb ruimteteleskoop. En 'n gravitasiekolk is, soos wat ons in Engels noem, 'n black hole. So dit beteken dat die massa van hierdie vreeslike groot voorwerp is so swaar, die gravitasie is so baie, dat nie eers 'n foton, 'n stukkie lig kan ontsnap nie. En dit is hoekom ons nie hierdie gravitasiekolke kan sien nie. En gewoonlike gravitasiekolk, veral hierdie massiewe gravitasiekolke, kom voor in die middel van sterrestelsels of galaktika. En so hulle is redelik, ons weet min of meer waar hulle is, en hulle is redelik stabiel. En wat hierdie ene so interessant maak, is dat, soos jy genoem het, dit is 'n weghol gravitasiekolk. Dit beteken dat hy het ontsnap uit sy sterrestelsel uit, en hy is besig om die heelal in te voeter, as mens dit so kan stel, en hy is besig om alles in sy gebied op te suig, en dit veroorsaak ook 'n 200.000 ligjare stert en 'n skokgolf voor hierdie gravitasiekolk, en terloops dit is hoe hulle hom waargeneem het. Hulle het die effek van hierdie weghol gravitasiekolk in die ruimte gesien, en toe basies daarop neergekom te sê, wel, die enigste ding wat hierdie ding kan veroorsaak, is 'n gravitasiekolk wat uit sy eie sterrestelsel uit ontsnap het. Kyk, in my verbeelding sien ek so 'n gravitasiekolk met sulke beentjies wat nou verskriklik hy hardloop daar in die ruimte, maar dis nou juist ook 'n ander vraag. Hoe sien jy iets wat nie sienbaar is? Ja, hoe het hulle op hom afgekom? Ja, so die gravitasiekolke is nie sigbaar in gewone lig nie, so dit beteken ons kan dit nie sien nie, ons teleskope kan dit nie sien nie, maar ons kan die effek van 'n gravitasiekolk sien. So ons sien dat daar is iets in die middel van 'n sterrestelsel wat baie donker is, en ons sien dat sterre roteer om hierdie groot swart kol, as dit ware, en met hierdie spesifieke gravitasiekolk het hulle gesien dat daar is 'n skokgolf so groot soos 'n sterrestelsel, galaktika, so groot soos 'n sterrestelsel wat voor hierdie gravitasiekolk vooruit loop. Dit is hoe groot die skokgolf is, en dan hierdie 200.000 ligjare lange stert wat agter hom aanbeweeg. Amper soos 'n bootspoor, in Engels praat hulle van 'n wake, soos wat 'n boot op die water sou maak. So mens sien al hierdie effekte, wat 'n mens dit dan terugredeneer, en daarop wys dat hierso is 'n supermassiewe gravitasiekolk wat besig is om eintlik vrylik in die heelal in te beweeg. Hoe groot is hierdie gravitasiekolk? Hierdie spesifieke gravitasiekolk is 10 miljoen keer groter as ons son. So dis 'n redelike, dis hoekom hulle praat van 'n supermassiewe gravitasiekolk. In Engels praat hulle van 'n supermassive black hole, maar mense moet versigtig wees vir die woord massive, want baie mense kan maklik dink dat in Engels praat mense met van iets wat baie groot is, maar in Engels, in wetenskap, praat ons van die woord massive eintlik as iets met baie massa. So wanneer ons in hierdie konteks van gravitasiekolke gesels, praat ons spesifiek van supermassiewe in die sin van baie groot massa. So ons weet eintlik nou net van hom omdat wetenskaplikes geweet het vir watter kenmerke voor op die uitkyk te wees. Jy's reg. Wat hou hierdie ontdekking vir toekomstige navorsing in? Wel, nou dat ons weet hoe die effek daarvan lyk, nou wil wetenskaplikes meer gaan kyk waar kan 'n mens nou meer van hierdie gravitasiekolke wat nou weghardloop te sien kry. En ek wil net vlugtig voor ons afsluit, net verduidelik hoe dit gebeur. So basies die effek daarvan is dat daar's 2 sterrestelsels, galaksies, wat dan bots. En elke galaksie bring sy eie middelpunt van 'n gravitasiekolk na die botsing toe, as dit ware. En daardie 2 gravitasiekolke mik dan vir die nuwe punt van die nuwe gravitasiestelsel. En dit beteken dat die gravitasiekolke bots dan nou ook.
En met die botsing van die gravitasiekolke is daar 'n skop van energie wat gravitasionele golwe veroorsaak. En dit is nou vroeër jare, of so 10 jaar terug, is dit nou waargeneem vir die eerste keer, wat hierdie golf oor die aarde gekom het. Maar dit kan ook 'n groot genoeg skop wees om dan hierdie gesamentlike gravitasiekolk, die botsing tussen die twee gravitasiekolke, 'n groot genoeg skop te gee om hom uit die sterrestelsel uit te skop. En dit is maar basies wat hier gebeur. Wat se invloed het dit op ons op aarde? Absoluut glad geen invloed nie. Dit is basies net baie interessant en dit is iets wat waargeneem word in die ruimte. En nou verstaan ons omgewing en die heelal 'n klein bietjie beter. So die blou koen waarop ons woon is veilig. Absoluut.